begin, ons voortgang en ons volëinding. Dit alles is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, en wat nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, en van die Heilige Gees. Amen. Al was ek nie daar nie, ek weet dit is waar, die krib en Maria, met die kindjie by haar. Dus of ek die engel, die boodskap hoor bring, van Jesus se vrede, wat harte laat sing. Al was ek nie daar nie, ek weet dit is so, die herders en wysers het dit eerste geglo, en deur al die jare, door Jesus sy kerk, die Gees en die woord kom, geloof in ons werk. Jesaja 55 vers 1 tot 13. Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit. Kom almal wat dors is, kom na die water toe. Selfs ook die wat nie geld het nie, kom koop en eet. Ja, kom, koop sonder geld en sonder om te betaal wyn en melk. Waarom betaal julle vir iets wat nie brood is nie? Waarom werk julle vir iets wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na my, sodat julle kan eet wat goed is en versadig kan word met die beste wat daar is. Gee aandag en kom na my toe. Luister en julle sal lewe. Ek wil met julle ewige verbond sluit. Ek wil my troue liefde aan julle betoon, soos aan Dawid. Ek het hom 'n getuie gemaak vir die volke, 'n regerder en 'n gebieder van volke. Nou sal jy nasies ontbied wat jy nie geken het nie. En nasies wat jou nie geken het nie, sal na jou toe hardloop, terwille van die Here, jou God, die Heilige van Israel, omdat hy jou in eer herstel het. Vra na die wil van die Here, terwyl hy nog te vinde is. Roep hom aan, terwyl hy nog naby is. Die goddelose moet sy verkeerde pad laat staan. Die slegte mens sy slegte planne. Hy moet hom tot die Here bekeer, dan sal hy hom genadig wees. Hy moet hom tot ons God bekeer. Hy vergewe altyd weer. My gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle optredes nie soos myne nie, sê die Here. Soos die hemel hoër is die aarde, soos my optrede verhewe bo julle optrede. En my gedagtes bo julle gedagtes. Die reën en die sneeu kom uit die hemel uit, en dit gaan nie daarheen terug nie, maar deurweek die aarde, en laat die plante bot en vrugte dra, sodat daar saad is om te saai en brood om te eet. So sal die woord wat uit my mond kom ook wees. Dit sal nie onverrigte sake na my toe terugkeer nie, maar dit sal doen wat ek gedoen wil hê, en tot stand bring waarvoor ek dit gestuur het. Julle sal met blydskap uit Babel wegtrek, en in vrede gelei word. Die berge en die heuwel sal voor julle uitjubel en juig, en al die bome in die veld sal hande klap. In die plek van 'n doringbos sal daar 'n sipres opskiet. In die plek van 'n dissel sal daar 'n myrteboom opskiet. Dit sal tot eer van die Here wees, 'n blywende teken wat nooit vernietig sal word nie. Geliefdes van ons Here Jesus Christus, as jy in Afrika bly, is een van die eerste dinge wat jy leer, dat jy nie met water speel of mors nie. Nooit nie. Want water is skaars. En water beteken lewe. In baie gevalle is dit mense se redding.
baie kosbare geskenk in hierdie land, in hierdie kontinent van ons. Die woorde van Jesaja kom tot 'n volk wat baie goed besef het. Wat beteken dit om dinge te verloor wat jy gedink het sommer maar net vanselfsprekend was. Hulle het met die water gespeel en dit gemors. En op die ou end is dit by hulle weggevat. Hierdie volk was in ballingskap nadat hulle rug as dit ware op die Here gedraai het. In hulle arrogansie het hulle ander gode gedien, het hulle self bo God gesit. En die Here het sy oordeel oor hulle aangekondig. Ons kry hulle, waar hulle weggevoer is na 'n ander land toe, waar die dinge wat vir hulle belangrik was, weggeneem is van hulle en hulle teruggekyk het en nie 'n huis kon sien nie. Alles was verwoes. Families is uitmekaar geskeur. Vir hierdie volk bring Jesaja 'n woord van hoop. Maar is interessant. Die hoop waarvan ons in ons skrifgedeelte lees, kom nie in die vorm van simpatie of noem dit maar 'n handout of selfs dalk 'n belofte nie. Dis 'n troostwoord, maar dit kom in die vorm van 'n opdrag. Kom. As jy dors het, kom. Kom na die water toe. Al het jy nie geld nie, kom en kom koop. Kom eet, sonder geld. Kom koop, betaal sonder geld. Kom kry wyn en melk. Geliefdes, ons dink in hierdie adventstyd, waar ons voorberei om Kersfees te vier, baie aan die geskenk wat God vir ons gegee het in Jesus Christus. Adventstyd is geskenktyd. En die hoop wat die Here gee, is inderdaad so 'n geskenk. Maar ons skrifgedeelte leer vir ons iets oor hierdie hoop. Ons sien dat dit nie 'n passiewe hoop is, waarvoor ons as gelowiges bak aan staan en wag, en wanneer dit in die hand gesit is alles reg nie. God se hoop werk nie so nie. Die hoop wat God gee, is eintlik net soos die water van die doop. Ons doop klein babietjies, sonder dat hulle besef wat met hulle gebeur, wat aangaan. God gee sy genadige liefde vir hulle, sonder dat hulle enige aandeel het, en enigiets doen. Maar die doop word 'n teken, dat hulle iewers op hulle lewenspad, hierdie geskenk sal ervaar, en ook aanvaar. Dis tog wonderlik om 'n geskenk daar onder die kersboom te sien lê en te sien, jou naam is op daardie kaartjie geskryf. Maar dit help tog nie, ons los die pakkie daar tot volgende jaar Maart nie. Dan is dit nie 'n geskenk nie. Ons moet opstaan, die geskenk in die hand neem, dit oopmaak, dit aanvaar, en daarmee gaan werk, gaan speel, wat ook al die geval is. Koop en eet. Vanoggend, broers en susters, kom sit God hierdie hoop vierkantig voor ons neer. Ons staan ook vanmôre by die doopvond, wat dit des te meer aan ons bekragtig. Ons kan nie vir die hoop betaal nie. Dis 'n geskenk. En dit is so waardevol dat jy niks daarvoor kan ruil nie, want daar is letterlik niks wat bestaan wat goed genoeg is om daarvoor te ruil nie, wat die moeite werd maak nie. God se genade is verniet. Ons maak ons hande oop en ons ontvang dit. En alhoewel ons in ons menslike logika dink dat as daar iets is wat verniet is daar altyd die een of ander slenter en dat ek iewers gaan betaal, al sê hulle dis verniet, werk dit by God glad nie so. Hierdie hoop is van soveel onskatbare waarde, maar dit is
en bly verniet. Wanneer 'n mens na 'n mielieland kyk en die mielies het opgekom en jy sien die groen tussen die rooi grond en die reën begin daarop val, dan weet ons dis fantasties. Dis wat die plante nodig het, ons weet dit. Maar ons kan nie in daardie oomblik bepaal hoe waardevol daardie water is, daardie reën is vir die mielies nie. Ons kan dit dalk selfs meet. Ons kan sê dit het soveel gereën, maar dit is nog steeds nie die waarde daarvan nie. Ons sien die waarde wanneer ons 'n week daarna begin kyk en sien hoe hierdie plante verstommend begin groei. Die waarde kom in die doen daarvan. Dit is uniek. Dit is die genade wat God vir ons gee. Ons kan nie die Here se liefde verdien op een of ander manier, deur goed te doen, deur goed te wees nie. God is vrygewig met hierdie liefde, hierdie genade. Miskien is dit goed, broers en susters, as ons 'n oomblik hier stil staan en daaroor dink. Want ons kan nie die genade en die hoop van God van mekaar losmaak. God is nie Secret Santa nie. Hy gee nie 'n geheime geskenkie vir elkeen. God gee hierdie hoop. Altyd. Heeltyd. Sonder ophou. Daar's net een voorwaarde. As jy dit wil hê, moet jy glo wat dit vir jou doen. En daarom is die hoop nooit mense sin om te bestuur nie. Dit kan nie wees nie. Hoop behoort aan die gewer. En God gee altyd sy beste. Hy sê vir ons, hier by my kry jy wyn en melk, oorvloed. Nou as ons hoor van die wyn en melk, kan ons sê, maar dis 'n bietjie uitspattig, hierdie woorde. Dis daarom te veel. Maar ek dink nie, dit gaan oor oorvloed nie. Ek dink, broers en susters, wanneer hierdie woorde oor die volk weer klink, sê God vir hulle iets oor sy verhouding met hulle. Dink nou maar aan ons eie Kersetes. Ons Afrikaners is geweldig trots daarop om groot familie Kersetes te hou. Die tafel skreeu onder die kos. Ons weet nie regtig hoekom ons so baie kos maak nie. Ons maak 10 soorte vleis. Ons weet nie vir wie nie. Kyk, ons probeer hard om dit alles op te eet. Maar uiteindelik besef 'n mens, dit gaan nie regtig oor die kos nie. Dit gaan oor die mense wat by mekaar is, die verhouding. Is dit nie maar al waaroor Kersfees ons gaan nie? Om te kan sien hoe my kleinkind sy of haar persent oopmaak en so bly is, om saam te sit aan tafel, om 'n stukkie, 'n oomblik, 'n uur in 'n jaar, net in liefde by mekaar te wees. Dis die belofte wat Jesaja hier vir die volk bring, die hoop. Ek is in 'n verbond, in 'n verhouding met julle. My genade vir julle gaan nie ophou nie. Ek is lief vir julle elkeen. Net soos ek vir Dawid lief was, is ek lief vir julle. Daar is geen groter geskenk as dit nie. En niks het meer waarde as juis hierdie geskenk nie. Geliefdes, dis dalk goed dat ons hier voor Kersfees, waar ons konstant oor geskenke dalk dink, 'n slaggie oor ons eie verbond met God dink. Oor sy geskenk aan ons elkeen dink. As ons lees wat Jesaja vir die volk weergee, as ons lees wat die Here vir hulle beloof, dan besef 'n mens, hierdie genade is 'n oorweldigende genade. Hierdie belofte is 'n baie sterk en kragtige belofte. By Jesus
Daar is lewe. Daar is hoop. Wanneer ons dit doen, en ons glo wat ons hoor, dan broers en susters, gebeur 'n interessante ding. Ons hoor in vers 5, die nasies wat jou nie geken het nie, sal na jou toe hardloop, terwille van die Here, jou God. Ek dink ons moet verstaan, dat die belofte van hoop, die genade van die Here wat hoop in ons lewe word, dat dit nie moet stop by my en jou nie. Dat my hart nie hierdie hoop kan vashou nie. Dat as ek die Here glo, dat daardie hoop die wêreld in sal kan gaan, moet gaan. Dan word dit 'n opregte hoop, ware hoop, wanneer ek dit deel, wanneer ek my hart leeg maak en met ander mense deel. Ons vier Kersfees tog sonder die belaglike wêreldse fokusse. Het gaan tog nie vir ons oor die bome en die persente nie. Ons weet waaroor dit gaan. Maar as ons daarop fokus, as ons dit glo, en ons die hoop toelaat om uit ons hart na die mense oorkant ons te gaan, dan broer en suster, leef ons die genade. Dan word die genade van die Here die hoop in my en ander se lewe. Want daar's genoeg hoop. Daar's genoeg lewe. Daar is baie liefde vir elkeen van ons. Mag vandag vir jou 'n dag van hoop wees. 'n Dag waar jy die hoop kan deel met almal om jou. Mag die genade, die geskenk van genade, vir jou hart so vol maak, dat jy nie anders kan, as om met hoop die wêreld in te gaan, en te deel nie. Ons kan dit leef, ons kan dit wees. Amen. Almagtige Hemelse Vader, ons is dankbaar vir die hoop in ons lewens. Dankbaar dat U ons elkeen so geseën het. Al het ons ook ons rug partykeer gedraai, U het nooit die hand toegemaak. Dankie dat ons mag weet, hierdie hoop is nie die bakkant hoop van die wêreld. Dit is 'n lewendige en kragtige hoop. 'n Hoop wat in ons harte brand en ons dring om te gaan deel. Help ons in hierdie tyd die geskenk van hoop te deel met die mense om ons. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Ontvang nou die seën van die Here en gaan dan in sy vrede verder hiervandaan. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met sy Heilige Gees sal nou en vir altyd by julle elkeen wees.